Zalige voorsmaak van wat ons begeer. Jesus verlig my duister gemoed. Is my boodskap, dit is my lied, wat ek as lof van Jesus wil bied. Dit is my boodskap, dit is my Dit is wel met my siel. Alles vrede
Ek wil julle almal hartlik welkom hier by hierdie pragtige Sabbatoggendprogram. Ons gereelde lidmate sowel as die besoekers, is regtig 'n voorreg om hier vandag te wees. Ek het 'n aankondiging wat ons moet stem vir 'n naamoorplasing. Verlede week was dit in die bulletin gewees en die week kry julle geleentheid om te stem en die naamoorplasing is vir dis Chris, Liesel en Kiara Visser. Hulle is hier vanaand na Corpus Christi gemeente, bid julle aan, in Texas. Hulle is al daar en hulle het hulle naamplasings gevra. So is daar 'n voorstel dat ons dit goedkeur? 'n Voorstel? Daar's 'n voorstel, 'n sekondant. Dan kan alle lidmate met die regterhand aandui. En nou vra ek maar, is daar enige beswaar? Is dit jy? Wat maak jy hier? My ene. Bly jy? Ja, nie van Texas nie. Wel, jou naam is nie meer hier nie. Nou ja, laat ek dit maar sê. Die benoemingskomitee kom môreoggend by mekaar. Ek wil dit sê, bid vir hulle asseblief. Hou hulle in julle gebede. En as jy 'n oproep kry en sê, jy nie dit doen of daai, moenie nee sê nie. Stel julle nou in en sê ja, asseblief. Mag die Here ons almal ryklik seën. Ons gaan nou die temalied sing. Ons gaan nie die temalied sing nou nie. Die motorfiets, Nicolien. Daar's julle twee. Nee, is reg. Andrei en hulle gaan hulle doen wel hulle ding. See things for the way they really are. Open our eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Remember, The eyes of my heart. where every ride is a mission. Let's go. Lift it up. Let me hear you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy.
cry, holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see. Lift it up. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see. Holy eyes, my heart. Yeah, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. You are. Open the eyes of my heart. Oh, you are holy. Yes, yes, you are holy. Yes, you are. Ek sien nou net vir Werner, ek voel so half tranerig. Ekskuus. Net om vir julle te vinnig te vertel, die wat nog nie weet, ek sê dit elke keer vir julle, dis nie sommer net van ons kry colors nie. Dis 'n proses waar jy gaan as jy wil deel word van IMM Adventist Motorcycle Ministry. Jy vul 'n vorm in, jy moet eers deur 'n proses gaan, vat jy 3 maande voordat jy eers kwalifiseer vir 'n half colors. Half colors is die badge voorop. En dan nog 3 maande, dan kry jy, word jy gekwalifiseer, jy word eers uitgekyk vir full colors. Nou, ons nou volgend gehoor dat die Here se tyd is perfek en ek moet eerlikwaar sê, ek het nie hierdie goeders beplan voor die tyd nie. Maar presies nou vandag, 6 maande gelede, het iemand ook ingeskryf, sy vormpie ingevul en ook deel geword het van IMM en 3 maande terug het sy half colors gekry en vandag sy verjaardag en dit is tyd vir sy full colors. So ek vra vir Werner om vorentoe te kom. Julle het nou gesien, hierdie kos geld, dit kos tyd. Dis nie sommer net van vanaf ons kry ons colors en vandag gaan ek nou sy full colors vir hom gee vir Werner. Hy moet dit met trots dra en dit gaan oor Jesus Christus, dis waar dit gaan en baie geluk Werner, dit is great om te sien die commitment wat hy gehad het die hele tyd. Hy is oralste. Nicoleen weet ek is ou wat hou van verrassings en sy is een wat gewoonlik net vir my wys, maak net klaar. So ek het my klaarmaak gekry. Werner, baie geluk. Draad met trots. Ons is baie lief, ja. Trek hom gou aan op die kyk. Excellent. Baie dankie. Kom ons sing tot die Heer. Heilig, heilig, heilig. Holy,
huis van die Here hier by ons erediens en baie dankie sover. Altyd lekker om saam te sing tot eer van die Here. Kom ons begin ons diens en ons sing saam van die lied Kroon hom met lof en seën, al die verse asseblief. Vir die wat moontlik is, kom ons kniel tot eer en gebed in God. Almagtige Vader, Here, ons is hier vandag om U te aanbid, aan U lof en eer te bring, want U verdien ons lofprysing. U is vir ons so bitter goed, Here. Dankie vir die voorreg hier om te kan by mekaar wees as 'n familie, kinders van U. Hulle wat kyk, Here, hulle wat luister, ook U seën bid ons daar vir hulle. Dankie vir die voorreg om te hoor die musiek wat gespeel word. Dankie Vader vir die voorreg om saam te kan sing. Ons loof en prys U deur musiek vandag. Vader, ons dink hulle wat dalk vandag bedruk is, dalk vandag gaan, Here, onder moeilikhede. Dalk is daar finansies wat druk, gesondheid. Ons dra elkeen aan U op, Vader. Ons dink hulle wat in ons land
vader boer is en gebuk gaan onder die droogte. Ons bid spesiaal daar vir reën, wat het nog so droog is. En dan sê ons dankie vir wat ons ontvang het van U. Elke dag, Here, ontvang ons van U seëninge, te veel om op te noem. Baie dankie vir U geduld met ons. Dankie Vader vir U genade en liefde. Ons gebed is vanoggend dat ons regtig sal instap hier na vandag, Here, hierdie Sabbat, en ons lewe sal leef tot eer van U naam. Help ons om te bou karakters wat sal weerspieël van wie en wat U is. Vader, ons bid U seën op die res van die verrigtinge, die span hier voor, die sangers, die musikante. Baie dankie vir die voorreg wat ons het om te kan deelneem aan hierdie dag. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Dis nou ook tyd vir ons om die Here te dien met ons tiendes en offergawes. Daar is wel vanoggend 'n kinderstorie. Jan Lombard gaan vir ons dit vertel. Die jongspan kinders kan na vore kom asseblief. En onthou na die tyd is daar so 'n werkie vir julle om weer op te neem die bou offergawe asseblief. Goeiemôre
aan elkeen van julle. Het julle 'n lekker week gehad? Hoe is julle dag sover? Goed, sleg, okay. Okay. Ek is bly julle het 'n lekker dag. Vandag se storie gaan oor 'n ouetjie met die naam Kosie. Kosie het daarvan gehou om met sy hande te werk en om goedjies te maak met sy hande. En eendag, toe in hulle agterplaas, het daar so 'n boom omgeval. En toe het Kosie besluit, hierdie boom het sulke lekker, dik bas gehad en dit is die perfekte hout om vir hom 'n bootjie te maak. So 'n klein bootjie wat hy op die water mee kan speel. En hy het in sy pa se garage ingegaan en hy het al die tools gekry wat hy moontlik dink hy kon gebruik en hy het aan hierdie boom gaan saag en gekap en nog gesaag en hy het vir hom 'n bootjie toegemaak. So klein, hy was nie eintlik 'n klein bootjie gewees nie. Hy was so groot gewees. En hy het vir hom 'n mas gemaak en hy het in sy ma se linnekas ingegaan. Hy het natuurlik vir haar gevra of hy van dit kan gebruik. Hy het vir seile gemaak en hy het die perfekte mooi bootjie met sy eie hande gemaak. En toe het hy gegaan om die bootjie te verf. Hy het die bootjie met so mooi blou en wit kleure. Hy het ewen sy naam op die bootjie geskryf. En hy was so trots op die bootjie gewees wat hy gemaak het. En toe die reenseisoen kom, toe besluit dis nou die perfekte tyd om te kyk of my bootjie gaan werk. En net so aan die agterkant van hulle erf was daar so 'n groot dik sloot gewees wat altyd vol water was as dit reën. En hy het dan tot aan die een kant gegaan, hy het die bootjie daar neergesit en die bootjie toe begin dryf en dan het hy al die pad afgehardloop tot aan die ander kant van die blok en het hy nou gewag vir sy bootjie om te kom. En hy het hom so mooi gevolg en kyk, en hy hom gekry en dan het hy weer van voor af gedoen. En dit het hom ure lank besig gehou. En eendag, terwyl hy ook so besig is om te speel, toe kom daar so 'n verskriklike storm. Dit was net een te veel gewees. En die bootjie het die sloot het toe so vol water geraak en die bootjie het heeltemal weg in die straat afgegaan en hy het hom toe glad nie weer gekry nie. Hy het so vinnig gehardloop as wat sy beentjies om kon dra, maar hy was net nie vinnig genoeg gewees nie. En hy was baie hartseer gewees want hy het sy bootjie nou verloor. En eendag terwyl hy en sy ma so in die dorp stap, toe loop hulle verby 'n tweedehandse winkel. En hy kyk so in die venster en hy sien maar daar's ons 'n blou en wit bootjie met die naam Kosie. En hy dink by myself, maar dit is die bootjie wat ek gemaak het. Dis myne. En hy gaan toe by die winkel in en hy sê vir die oom, daai bootjie wat daar so staan is myne. En die oom sê, nee, iemand het hom na my toe gebring en hom aan my verkoop. Dis my bootjie, dis nie joune nie. Hy sê, nie maar oom, my naam is Kosie en daar op die bootjie staan Kosie, dis my bootjie. Hy sê, maar enige iemand kan mos sê, my naam is Kosie en is my bootjie. En hy vertel toe vir die oom in detail hoe die bootjie lyk, hoe hy die bootjie gemaak het, en die oom sê vir hom, ek's jammer. As jy hom wil hê, moet jy hom koop. En dis R100. En Kosie sê, maar ek het nie geld nie. Ek het nie R100 nie, en R100 is heeltemal te veel. En Kosie besluit toe, ek gaan van nou af my werkies in die huis doen. Ek gaan my pa help gras sny, ek gaan skottelgoed was, ek gaan die asblikke leegmaak, sodat hy kan geld verdien om sy bootjie te gaan terugkoop. En hy het vir 2 maande lank, elke week het hy getrou sy taakies in die huis gedoen, en op die ou ende toe het hy sy R100 gekry, en hy is toe reguit na hierdie tweedehandse winkel toe, om sy bootjie te gaan terugkoop. En hy gaan toe na die oom toe, hy sê, oom, hier is my geld, kan ek asseblief my bootjie kry? En die oom sê, jy het jou geld vir my gegee, jy het die bootjie nou weer teruggekoop, jy kan maar die bootjie kry. En Kosie was verskriklik baie gewees. Hy het huis toe gegaan, en hy het vir sy ma en sy pa en vir al sy vriende vertel van hoe die bootjie wat hy gemaak het, hy nou weer teruggekry, en is weer syne. Nou, hierdie storie kan ons ook vertel, as Jesus, wat ons gemaak het, met sy eie hande.
Hy het elkeen van ons uniek gemaak en ons elkeen het hy 'n naam voorgegee. En partykeer gebeur daar dinge wat ons bietjie van die pad afdwaal, maar Jesus het toe weer aarde toe gekom en vir ons sondes gesterf en ons teruggekoop. Wat hy met ons aan die kruis, waar hy aan die kruis gesterf het hy ons teruggekoop. En nou dink dit so bly soos wat Kosie was om sy bootjie terug te kry met die geld wat hy verdien het. So is Jesus ook bly vir elkeen van sy kinders wat terugkom na hom toe. OK. Gaan julle hierdie storie onthou? Ek gaan vertel vir mamma en pappa en vir al julle vriende by die skool. OK. Julle kan nie offergawe gaan opneem.